Goeiedag en baie welkom by vandag se aanlyn boodskap. Ek hoop regtig dat dit met jou goed gaan en dat jy vandag vir 'n oomblik net kan stop, asemhaal en stil word in die Here se teenwoordigheid. Mag hierdie volgende paar minute vir jou sinvol wees, mag dit jou nader aan die Here bring. Miskien het jy net 'n oomblik nodig om net opnuut weer grond te vat. Miskien het jy vir 'n oomblik net nodig om te hoor weer dat die Here vir jou lief is en dat hy weet waardeur jy gaan. Miskien het jy vir 'n oomblik nodig om net weer 'n stukkie vreugde te beleef. Mag dit gebeur. Ek gaan jou uitnooi om jou oë toe te maak en 'n oomblik van stilte te neem, net om teenwoordig te wees, om te sê, Here, hier is ek met my gedagtes, met my hart, met my ore, met my oë. Hier is ek, Here. Kom praat met my. So kom ons maak ons oë toe, ons word stil en dan gaan ek vir ons 'n stuk uit Psalm 86 lees. Sluit die oë. Leer my u pad, Here. Ek wil wandel in u waarheid. Leer my u met toewyding dien. Leer my u pad, Here. Ek wil wandel in u waarheid. Leer my u pad met toewyding dien. Genade en vrede vir jou van God ons Vader, ons Here Jesus Christus en die Heilige Gees. Amen. Ek het die afgelope week tyd in die Markus Evangelie spandeer. En daar is in die 3de hoofstuk 'n spesifieke sinnetjie wat my diep aangeraak het. En dit is die emosionele reaksie wat Jesus op mense se woorde oftewel hulle stilte, hulle tekort aan woorde het. En dat dit 'n emosionele reaksie by Jesus opgebring het. En ek dink as ons so bietjie net saam dink en saam gesels, as ons almal nou saam in 'n kamer was, kon ons nog ons lekker gesels oor die effek wat ander mense se aksies of woorde of stiltes op ons eie emosies het. Ek dink aan sekere mense in my lewe wat regtig baie moeite verg in my lewe, en ek dink ons almal ken sulke mense in ons lewe, vir wie ons baie lief is, maar wat ons voor die tyd weet, as ons hulle gaan sien, of as ons 'n afspraak met hulle het, dat dit 'n lang gesprek gaan wees, dat dit baie moeite en emosionele kapasiteit gaan verg vir daardie gesprek. En dit doen al klaar iets met ons. Dit maak of dat ons onsself moet voorberei in die gesprek, of dit maak dat ons dalk bietjie moedeloos al in die gesprek gaan. Maar die punt is, dit het 'n effek op ons. Dit gebeur baie keer ook dat ek in 'n geselskap is, hopelik nie so baie keer nie, dat ek in 'n geselskap is en dat ek in die middel van 'n gesprek agterkom dat my gedagtes heel op 'n ander plek is terwyl 'n persoon iets sê, en dan moet ek teruggaan en eintlik vra, sal jy asseblief daai hele sin wat jy nou net gesê het, net weer sê, want ek was nie heeltemal teenwoordig gewees in die gesprek nie. Iemand wat se gesprekke dalk nie huidiglik relevant is tot dit wat nou in jou lewe en in jou gedagtes aangaan nie, en waar jy net heeltemal jou gedagtes in 'n ander rigting laat gaan. En dit kan 'n skuldgevoel by ons opwek, dit kan 'n emosie van geïrriteerdheid dalk by ons opwek. Dan dink ek sommer aan gesprekke, woorde wat mense sê, wat of my persoonlik seermaak, of persoonlik aanvat, of dalk krities is, teenoor iets wat ek gedoen het, of mense wat dinge sê, wat ek glad nie mee saamstem nie, maar omdat ek persoonlik nie iemand is wat aanvallend is nie, knik ek maar net my kop. En wonder eintlik, hoekom dink hierdie persoon ek stem saam met hom of haar oor hierdie opmerkings of aanmerkings, of dalk is dit iets wat so bietjie afbreekend is van ander mense, of lelik praat oor ander mense of skinder, en hoekom
wonder ek baie keer, is die persoon so gemaklik om dit met my te kom deel, as hulle goeie sê oor ander mense. So mense se woorde of stiltes, het 'n effek op my gemoed ook deur die dag. Ek loop dalk heeldag rond en ek voel eintlik sleg oor dit wat iemand vir my gesê het, of ek voel sleg dat ek nie geluister het nie, of ek is kwaad vir dit wat mense gesê het, en ek stap met hierdie aggressie, miskien 'n kombinasie van teleurstelling en aggressie. Maar mense se woorde het 'n effek op my. As predikant het hulle ons geleer op universiteit, jy moet leer om kritiek te hanteer. En ek probeer regtig my beste as iemand nou kom en vir my kritiek lewer, om dit so professioneel moontlik te hanteer. Maar eerlikwaar, as iemand vir my kom kritiek gee en kritiek lewer, en dis potensieel persoonlik, of dit sê iets wat ek glad nie bedoel het nie, dis moeilik om dit net af te skud en te sê, ag man, ek gaan nou nie daaraan dink nie. Dit is die regte ding is dan natuurlik as iemand vir ons kritiek gee om dit na die Here toe te vat. Maar daar's 'n oomblik, 'n instinktiewe oomblik waar jou keel in jou maag gaan sit, jou ore word dalk warm, dis nie lekker om hier te sit nie, dis gespanne, jou handpalms sweet dalk. En mense se woorde het 'n effek, soms selfs 'n fisiese effek, soos handpalms wat begin sweet. Mense se woorde het 'n effek. As ek stry met iemand, as iemand nie saam met my stem nie, en ons is in 'n passievolle gesprek, as ek dit so kan stel, dan word my ore fisies warm. Ek weet sommer dan al, ek moet nou diep asemhaal, want ek is besig om 'n stuk spanning te beleef. Mense se woorde, en selfs mense se stiltes, het 'n effek op my en jou. Kom ons lees vandag se teksgedeeltes. Markus 3, vanaf die eerste vers. Jesus het weer na die sinagoge toe gegaan. Daar was 'n man met 'n gebreklike hand. Die Fariseërs het vir Jesus dopgehou om te sien of hy hom op die Sabbatdag sou gesond maak, sodat hulle Jesus daaroor kon aankla. Hy sê toe vir die man met die gebreklike hand, staan op hier tussen hulle. Daarna vra hy vir hulle, mag 'n mens op die Sabbatdag goed doen of kwaad doen? Iemand red of doodmaak? Hulle het egter niks gesê nie. Hy het hulle rondom hom kwaai aangekyk en was diep bedroef oor hulle verhardheid. Hy sê toe vir die man, steek jou hand uit. Hy het sy hand uitgesteek en dit was gesond. Die Fariseërs het uitgegaan en dadelik met die Herodiane 'n komplot teen Jesus gesmee om hom om die lewe te bring. Ons lees vandag tot sover. Het julle geweet dat die Jode het 39 kategorieë van reëls gehad van dinge wat jy mag en nie mag doen op die Sabbat nie. Die Sabbat is ingestel in die eerste 5 boeke van die Bybel, dis deel van die 10 gebooie. Maar die Jode het dit so gekompliseer en so tegnies gemaak, dat ek dink, baie van ons, as ons net eenvoudig logies daarna kyk, sal ons sê, maar julle mis die punt. Julle mis die punt van wat die Sabbatdag veronderstel is om te wees. En dit was Jesus se reaksie ook gewees. Sommige net vir interessantheid, deel van hierdie 39 kategorieë van wette, is dat jy nie mag toiletpapier skeer op 'n Saterdag, op die Sabbatdag nie. Jy mag nie skryf of uitvee op die Sabbatdag nie. En dan mag jy nie in 'n huisbak ry op die Sabbatdag nie, want as jy in die huisbak ry, moet jy die knoppie druk. En die knoppie in die huisbak druk word gesien as werk. So daar is Sabbat huisbakke wat op die Sabbat op elke vloer stop, sodat jy net kan in en uitklim sonder om 'n knoppie te druk. En ek dink ons kan vir mekaar sê dat dit is nie wat God bedoel het toe hy die Sabbatdag ingestel het nie. Die woord Sabbat kom van die wortelwoord wat eenvoudig beteken om te stop.
Eintlik soos 'n kar wat ry, wat gaan staan, wat stol is nou die Engelse woord. Die woord kan ook beteken om te vier, om vir 'n oomblik net te sien wat jy het en dit te geniet en bly te wees daaroor. En die woord kan ook beteken om iets neer te sit. So hierdie woord Sabbat het absoluut te doen met 'n oomblik in jou week, 'n dag in jou week, 'n tyd in jou lewe, wat deel is van 'n roetine waar jy sê, nou gaan my kar bietjie stil staan, nou gaan hierdie voertuig gaan so bietjie stol, en gaan vir 'n oomblik net asemhaal, en teenwoordig wees, en besef, dat as ek gaan stil staan, as ek stop, dat die wêreld nie in mekaar tuimel nie. Dit help ons ook so bietjie as ons 'n God-kompleks het, waar ons dink, as ons weg gaan wees, gaan alles uit mekaar uit tuimel. Maar dis eintlik 'n oefening in nederigheid om te besef, as ek vir 'n oomblik net ontspan en rus, miskien die goeie van die lewe vier, gaan die aarde nog steeds bly draai, die son gaan nog steeds opkom, die mense rondom my gaan nog steeds okay wees. Om vir 'n oomblik dinge neer te sit en net asem te haal. Daar's 'n grappie oor 'n rabbi wat golf speel op 'n Saterdag, wat hy nou natuurlik nie mag doen nie, op die Sabbatdag. En die engele gesels so onder mekaar en sê, wat gaan ons nou doen? Moet ons 'n bietjie met die Here gaan praat en hoor, hoe gaan ons hom nou straf? Moet ons dalk weerlig laat gaan, of wat gaan ons doen? Want hierdie rabbi is nie veronderstel om hierdie te doen nie. En een van die engele sê, nee wat, ek het 'n goeie plan. Ons gaan hom nou nie met weerlig slaan of iets nie, maar kyk. En hy is op 'n paar vier en hy slaan af en hy slaan die reguitste hou van sy lewe en die bal rol net voor die green val hy hou aan rol, hy draai sommer so mooi links en regs in die gaatjie en hy slaan 'n hole-in one op 'n paar vier. En die engele kyk so vir mekaar en sê, hoe is dit 'n straf? En die een wat dit beplan het sê, vir wie gaan hy vertel? Sien, hy mag dit vir niemand vertel nie, want hy mag nie op die Sabbatdag golf gespeel het. En as ons daaraan dink, as ons aan hierdie grappie dink, as ons aan hierdie 39 kategorieë dink, as ons aan hierdie klomp wette dink, dan wil ons eintlik sê, maar dit mis die hele punt. Hoor wat sê Jesus in die einde van hoofstuk 2. En hierdie is 'n radikale stelling vir Jesus om te maak. Vers 27 van hoofstuk 2 sê, Jesus het verder vir hulle gesê, die Sabbatdag is vir die mens gemaak, en nie die mens vir die Sabbatdag nie. Daarom is die seun van die mens ook Here oor die Sabbat. Die Sabbatdag is gemaak vir die mens, so die Sabbatdag is tot diens van die mens, nie andersom nie. Die Sabbatdag, die rusdag, die stop, die stil, die viering, is daar, sodat die mens gedien kan word, sodat die mens vir 'n oomblik net kan asem skep, vir 'n oomblik net kan ontspan, nie omring kan wees met stres en angs en werk nie, maar vir 'n oomblik net kan asem uit en asem in. So Jesus kom sê eintlik, julle het die plot verloor. Maar tot op die punt wat dit so erg geraak het, dat hierdie fariseërs kyk heeltemal verby die goeie wat Jesus besig is om te doen. Dat hulle dit sien as iets om hom aan te kla en oor dood te maak. Want Jesus het gewerk op die Sabbat. En hulle kyk heeltemal mis dat Jesus 'n man met 'n gebreklike hand genees het. Die goeie, die mooi, die genesing, die herstel, dit waarmee Jesus regtig besig is, kyk hulle 100% mis. Hulle wil dit nie eers erken nie, want as Jesus vir hulle die vraag vra, kan mens gesond maak of moet mens doodmaak op die Sabbat? Dan bly hulle stil, hulle wil dit nie antwoord nie. Want hulle is so vasgevang in die reëls en daai tradisie, dat hulle nie waag om enigiets te sê nie, want dit het vir hulle belangriker geword as die barmhartigheid, die goedheid, die goedhartigheid
wat God eintlik wil hê sy mense moet uitleef. En ons sit vandag eintlik op 'n kruispunt as kinders van die Here, want ons kan baie maklik sien en oordeel oor die fariseërs waar hulle dit nou misgekyk het en ons het nie soveel reëls oor die Sabbat nie, ons onderhou heel moontlik nie altyd eers die Sabbat nie, ons rus nie regtig so baie. So ons is vry gemaak van die wet en ons kan maklik oordeel. Maar die vraag waarmee ons uiteindelik vandag sit is, waar in my en jou lewe het ons die plot verloor? Waar sien ons nie die goeie raak waarmee Jesus of God besig is nie? Want ons is vasgevang in ons eie manier van dink, ons is vasgevang in ons eie manier van verstaan, ons is vasgevang in ons eie tradisie, ons is vasgevang in ons eie kultuur, ons is vasgevang in ons eie velkleur, ons is vasgevang in ons eie taal. Waarin is ons so vasgevang dat ons eintlik mis waarmee Jesus besig is? En dis nie iets wat ek vandag vir enige iemand kan sê nie, dis net iets wat die Heilige Gees hier in ons harte kan kom lig opskyn en vir ons kom wys en sê, die Engelse praat van 'n woord convict, om vir my en jou te sê, daai ding waaraan jy so sterk kan vashou, is nie die Here se wil vir jou lewe nie. Daar's 'n lied wat geskryf is, wat Johan Huystek sing, Here, Heilige Here. En in hierdie lied is die woorde, laat U wee ook myne wees, want U wee is hoër as myne. En ek wil hê ons moet afsluit deur hierdie lied net te luister vandag. En vir 'n oomblik vir die Here te vra, Here, regtig, daar waar ek my paaie begin volg het, daar waar my wette te belangrik geraak het, my tradisies, my dinge, my goeders waaraan ek vashou te belangrik geraak het, of belangriker geraak het as die goeie werk wat U gedoen wil hê op hierdie aarde. Kom breek dit af, Here, kom maak nuut, kom bring nuwe groei, kom bring nuwe lewe, kom bring nuwe passie. Laat U wee ook myne wees. Kom ons luister hierdie lied. Here, Heilige Here, laat U wee ook myne wees. Here, Heilige Here, U wee is hoër as myne. Here, Heilige Here, laat U wee ook myne wees. U wee is hoër as die berge, U liefde is dieper as die see. U genade vloei soos fonteine, ek wil saam met U loop en U wee. Hier is Heilige Here, Here, U wee is hoër as myne. Hier is Heilige Here, laat U wee ook myne wees. Laat U wee ook myne wees. Laat U wee ook myne Heilige Here, laat U wee ook myne wees. Here, dankie dat U passievol is oor die goedheid wat U wil bring. Dat U eintlik aggressief hartseer was oor die fariseërs wat heeltemal die plot gemis het.
En mag ons, Here, terug op U weë kom en dat U sal wys vir ons in ons lewe, wat is die goeders, wat is die struikelblokke, wat is die tradisies, die dinge wat ons so aan vashou, wat eintlik nie veel te doen het met die goeie werk waarmee U besig is nie. Here, help ons om dit te laat gaan. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Mag jy in hierdie week vryheid beleef. Mag jy die dinge wat nie van die Here is nie afskud van jou skouers af en van jou laste af. En mag jy dit wat die Here vir jou sien en droom en beplan, mag dit die realiteit van jou pad wees hierdie week wat kom. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. En die Here sal jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee. Amen.